wêreld sit jy mekaar plek op hierdie stadium, nee. Trump-partytjies en ja, ek weet nie wie wil vir wie skiet in te kere gaan nie, maar okay. Kort en die lank is ons moet bly boer, nee, mense moet eet, so is maar deel van die game. Ek is vandag hier by Landboupart. Ek praat met Dani. Ons gaan net so vinnig hoor wat dink hy is die effek wat hierdie tariewe en goeders wat ons nou gaan inkry in die wêreld en so 'n bietjie meer inligting kry. Hoe werk die parte, supply chain, wat kan miskien beïnvloed word ensovoorts. En ja, dalk is dit net tyd, jy weet daai trekker wat nou so rukkie rook. Is dalk tyd om my engine oor te doen. Gou nou, kom ons luister. Daniel, like dit? Goed om het aanreik. Nee, doodstil rustig. Okay, so, ek dink ons kan nou eerlikwaar sê, nee, ek weet, jy is al so 'n bietjie langer op hierdie aardbol as wat ek is. Maar ons is waarskynlik nou in een van die interessantste tydperke wat die mens nog gesien het in, hoe sê hulle, in modern history. Ek dink niemand wat op hierdie stadium lewe weet regtig hoe lyk die wêreld oor 5 jaar van nou of oor 10 jaar van nou af nie. Maar met die inligting wat ons het, verduidelik my bietjie die Trump-tariewe. Hoe sien julle die goed? Wat se effek kan dit het spesifiek op jou partebedryf in die nabye toekoms? André, ons het Amerikaanse verskaffers van onderdele. Ja. En dit gaan baie beslis invloed hê, want die verskaffers vervaardig in China. Hulle vervaardig in China, hulle beheer die kwaliteit. So, Trump se 30% plus gaan definitief 'n invloed op ons produkte hê. Nie huidigelik nie, maar ons verwag dit. So, dis nou een van daai goed, want ek sien hulle speel nou nog tennis op hierdie stadium, om te sien, okay, right, luister, want ek weet, hy 30, toe sê hulle, nee, maar jy kry nou, ek dink, 84, en toe sê, nee, maar nou kry julle so nou 104 of 125, of wat ook al. So, ek dink, hulle is nou nog besig om tennis te speel, maar hulle gaan iewerster gaan na tariewe betrokke wees. So, as ek goed het wat ek nou moet kyk om te sien, okay, ek moet herstelwerk doen of maintenance, daai tipe van dinge wat ek gedink het, ja, wat ek wil hulle nog net so bietjie uitskuif. Hoe lank dink jy is dit voor ons daai effek daadwerklik voel van hierdie tariewe? André, ek dink dis 'n moeilike vraag. Dit hang af hoe ver die nuwe voorraad van hulle is. As dit die hawe is, gaan dit jou dadelik raak. So ek sal sê op kort termyn moet jy die besluit neem, want dit gaan definitief invloed op ons produkte hê. En as ons gaan kyk 30%, kom ons sê hulle settle op 'n 30 of 40% tarief, is dit iets wat ons direk gaan voel in die prys, daai tipe tariewe, of word hy verdiskonteer hier langs die pad, dat ons dalk 'n 20% kry wat na ons kant toe deurkom, of weet ons nie regtig nie? Ek sal sê ons gaan die volle 30% voel. Daar's niemand wat vir ons ongelukkig gaan help om dit ligter te maak. So waar ons, so jy wil sê, soos alles in Suid-Afrika, as jy maar weer op jou eie aangewese, so jy moet seker maak dat dit wat jy moet doen vir die seisoen, koop nou, koop klaar. Ek meen, even seker sluitparte en daai tipe van goed ook. Daar's 'n groot reeks wat van Amerika afkom. Ja, maar die ou Europese trekkers, ja, ons het van Turkye wat ons verskaf. Maar seker op stroopers, op engines, ons koop redelik groot in Amerika. En, maar ek neem aan ook, dis nie net julle nie, die meeste van die ander ouens, want op die einde van die dag, julle kry ons maar baie by van dieselfde suppliers op die einde van die dag. So die hele partebedryf gaan maar deur hierdie ding gaan. Almal het nie 'n groot voetspoor in Amerika nie, wat die mededingers betref, maar die invloed sal daar wees. Okay, so, maar wat jy vir my wil sê is net, dat ek meen, even jou, van julle mededingers en so, die ouens koop ook maar all over Amerika, China ensovoorts, laat hierdie ding 'n daadwerklike effek op trekkerparte gaan hê, is ek reg? Die Amerikaanse produkte gaan baie beslis geaffekteer word. In Trump se eerste termyn het ons dit gevoel. Ja. En so ons verwag presies dieselfde. Hierdie keer hoop ons net nie sy 104% gaan. Ja, nee, asseblief nie. So, maar wat ek ook wil bysê is, ons is redelik in plek met, indien dit 104% is, dat ons dit op alternatiewe plekke kan kry wat sal kan pas staan met die kwaliteit en prys.
So dan kan julle dalk help om daai blou 'n bietjie te soften, maar ek neem aan op die einde van die dag parte is nou die goedkoopste wat dit gaan wees. Korrek. Kom ons sê net 'n voorbeeld van 'n John Deere 13.5 liter engine. Huidiglik is daar net een verskaffer in die wêreld en dis Reliance. Ons kan hom nie skuif nie. So, nou is die goedkoopste soos jy sê. Right, so as jy 'n John Deere 13.5 liter engine het, dan jy moet die parte nou koop, maar jy nie wag nie. Daar gaan nie vir jou 'n ander plan wees nie. Want is of John Deere of Reliance, daar's hy, dan gaan jy. Okay, so, linkie bo vir onder, kom met Landboupart in kontak as jy enige trekkerparte soek van, hulle kan jou help van sluitparte, engines, radkaste, duwe, enige ding wat jou hart begeer om jou trekker reg te kry. En ook vir die ouens wat dalk voel hy moet daai trekker nog so seisoen of wat trek, maak seker dat jy met hulle praat. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.